Goeiemôre, my naam is Johan van Zyl en welkom aan al my pasiënte, my subscribers en natuurlik visionaries, mense wat vandag iets wil doen om hulle toekomstige oogprobleme wil voorkom. Visionaries noem ek ons en nou praat jy met iemand wat nou al blind was en op 'n kol selfs doof. Welkom vandag in hierdie episode van ons YouTube kanaal wat ons nou vandag gaan praat oor moeilike oë en watse toetse jou oogkundige behoort te doen as jy dalk dink jy het moeilike oë. Nou kom ons gaan net gou 'n bietjie en ons gesels gou oor my vorige video oor watse simptome jy dalk mag hê as jy dalk moeilike oë het. Nou wat ek vir pasiënte sê is altyd ons kyk na 4 dinge. 4 dinge wat baie keer so half as jy oogkundige toe gaan, dan voel jy iets is nie lekker nie, maar die goed kom terug en daar's geen probleme nie. Nou, hoekom dan so? Wat gaan aan? Jy weet dalk daar's iets fout. So ek sê vir pasiënte, as jy kyk na jouself en jy het een van hierdie 4 goed, dan moet jy dalk miskien iemand gaan soek wat bietjie meer tyd aan jou oog gaan spandeer. Want veral op jou ou dag is goeie visie krities. Nou, watse 4 goed gaan jy heel waarskynlik dalk een van die 4 goed hê as jy dalk in my kop, soos ek sê, moeilike oë het. Nou die eerste ene is okulêre simptome. So okulêre simptome basies is dat dis oogbalbewustheid. Jy voel asof jou oë met jou gesels. Hulle is daar baie keer daar, veral na miskien 'n moeilike dag. Naweek en dan miskien dalk bietjie minder en dan baie keer kan dit aandui op 'n rekenaarprobleem of jou oë is dalk miskien nie lekker by die werk nie. Maar ja, okulêre simptome, enigiets met die oogbal, jy weet oogdruk, rooi oë, okulêre simptome. En gaan kyk gerus na my vorige video, dis meer volledig. Die tweede goed waarna ons kyk is visie. Hoe stabiel is jou visie? Verander jou visie? Is daar party dae dat jy beter sien as ander dae? Jy weet, hoe voel jou oë? Wat gaan aan met jou oë se visie? En natuurlik die derde simptoom is, ek noem dit posturele aanpassing. So jou lyf begin so half kyk, waar's daai sweet spot waar jy kan nou lekker mooi sien en daai hele oogprobleem begin nou half 'n probleem raak met jou lyf. En baie keer sien ons mense wat ongelooflik koptilts het, of op met die kop, of af met die kop, selfs hulle lywe skeef hou, net om te probeer enkel sien. En natuurlik die belangrikste simptoom is altyd die funksionele effektiwiteit van jou visie. Die vermoë om inligting deur jou oë te absorbeer. So dit is daai funksionele, daai oë se hooffunksie is om vir jou inligting te gee van jou wêreld. En baie keer is dit een van die dinge wat mense so half, hulle is bewus van dit, jy staar na 'n ding, maar dinge gaan nie in nie. Jy sukkel om so half te konsentreer. Wat gaan aan? So dit is wat ek in my kop sou sê natuurlik as jy moeilike oë het. En soos jy gaan sien in my video, ek het op die radio gepraat en dit is nou so half die geskiedenis van hierdie storie op die radio gepraat en 'n pasiënt kom sit 'n paar dae later in my stoel en sy sê vir my, ek moet vir jou een vraag vra. As 'n pasiënt, hoe weet ek wanneer ek moeilike oë het? En met daai eenvoudige vraag het sy vir my 'n 6 daarso letterlik geslaan uit die stadium op. So dit het my 'n paar weke gevat om al hierdie goed in my kop reg te kry, om 'n video te maak oor die simptome wat pasiënte ervaar as hulle dalk soos ek sê, wat ek hulle klassifiseer as moeilike oë. Nou vandag se video gaan ons praat oor, en dit is baie moeilik om 'n halfuur video oor dit te maak, oor watse toetse jou oogkundige behoort te doen met jou, as jy vermoed jy het moeilike oë. Natuurlik die belangrikste ding is om tyd te spandeer. Want as hy tyd het, dan gaan hy gaan soek, en veral as jy dan voor die tyd, vir hom dalk 'n lys maak van jou probleme, so wees voorbereid op jou afspraak by jou oogkundige, en gaan soek vir jou oor die algemeen 'n private oogkundige, wat hopelik meer tyd met jou gaan spandeer, want tyd is die enkele ding wat vir jou gaan sê
dat hierdie persoon en dat jy tyd nodig het om die probleem te gaan ondersoek en te gaan diagnoseer. Nou, waar begin so ondersoek? Letterlik as jy by ons deur inloop, dan begin ek al kyk na jou. Ek kyk hoe loop jy, hoe is jou balans, is jy mooi stabiel op jou voete, is jou kop mooi reguit, bietjie ken af. Ek kyk na al daai goed, soos wat jy inkom al in my praktyk in. Maar die grootste en die belangrikste ding is, as jy oogkundige toe gaan, maak seker dat hy jou inligting voltooi op 'n vorm. Nou hierdie is ons oogtoetsvorm. En met elke pasiënt begin ek van nuut af. As jy na 'n ou toe gaan en hy pluk sommer so 'n stukkie papier uit en hy maak 'n paar notetjies daar. Persoonlik, ek hou glad nie daarvan nie. Ek hou daarvan om die toetse wat ek met jou doen in 'n logiese volgorde neer te skryf, elke pasiënt, en ek skryf dit neer want twee dinge gebeur. Dit forceer my om al die toetse met jou te doen, want partykeer dan is jy haastig en jy vergeet van 'n toets. Maar as dit neergeskryf is op 'n vorm, dan kyk jy na daai toets en daai toets. So, wat is die enkele belangrikste ding amper, né, as jy oogkundige toe gaan? En ons begin daarmee, jy sal sien daar so staan 'n C en 'n H. Dit staan vir case history, gevalle studie, né? Nou, ek sê vir myself altyd, spandeer eerder 4 of 5 minute ekstra, al is dit 10 minute of selfs 15 minute, né, om 'n ordentlike gevalle studie te doen, as wat jy dalk iets mis die eerste dag, wat vir jou langtermyn, vir jou en jou pasiënt gaan probleme veroorsaak. So, jy moet eintlik so half al weet, wat jy moet gaan soek voor, en wat half die probleem is, as jy klaar is met jou gevalle studie. Want as jy nie 'n idee het van waar om te begin nie, luister, daar is legio oogtoetse wat 'n mens kan doen, maar jy moet al 'n baie goeie idee het as jy klaar is met jou gevalle studie. So, op ons gevalle studie, jy kan sien ons daar sommer 3 lyne van gevalle studie, en die volgende hier natuurlik is nou algemene gesondheid, general health. Wat gaan met die pasiënt se gesondheid aan? Vra die oogkundige vir jou, wat gaan aan met jou gesondheid? Want jou algemene gesondheid spoel oor na jou oog se gesondheid. Jou oog het nie sy eie longetjies of sy eie hart nie. Jou algemene gesondheid speel 'n kritiese rol. En natuurlik baie keer wat vergeet van word of dalk nie meer so half gedoen word nie, is jou medikasie. Veral as jy ouer word. Medikasie en die interaksie van jou medikasie op jou visie, jou ooggesondheid is krities. Daar is sekere medikasie wat die oog kan baie affekteer. So, ek spandeer gemiddeld maklik 10-15 minute op 'n gevalle studie, veral met my ouer pasiënte. En ek self is nie jonk nie, maar dit is belangrik dat as jy daar klaar is met jou gevalle studie, dan het jy al 'n idee van waar die probleem is en wat gaan aan. Nou, partykeer is daar verrassings, né? Die mens kry verrassings en alles klink 100% en so, en dan werk 'n ou deur jou vorm, en dan skielik kom daar iets onverwags uit, né? So, dit gebeur dat jy 'n pasiënt kry wat sê, luister, ek is hier vir 'n roetine ondersoek, en nee, dit lyk alles goed, en hy's gesond en so, en dan kry jy heeltemal 'n verrassende bevinding, en dan partykeer, as jy dit vir hom noem, dan sê, o ja, dit maak nou vir my sin, hoekom ek daai probleem het as sulks. So, op ons vorm begin ons nou altyd met die gevalle studie, jou algemene gesondheid, jou medikasie, en soos ek sê, hierdie vorm wat ons hierso doen is basies meer net vir ons brilpasiënte. Ons het addisionele inligting wat ons vir ons kontakleenspasiënte doen, maar dit is wat ons begin meer, is die gevalle studie. Daarna, die volgende op ons lysie, is ek het hierso dingetjie wat sê ou voorskrif. Maar alhoewel dit so half aan die begin is van my vorm, doen ek nie die voorskrif voor ek nie heeltemal klaar is nie. So ek toets eers oë heeltemal, en as ek klaar is, dan gaan lees ek die pasiënt se ou voorskrif af. Want ek voel net dat as jy die ou voorskrif voor die tyd aflees, dan is jy al klaar so half vooroordelend.
jy het 'n klaar idee van wat die vorige ou se bevinding was, en in my kop maak dit my so half minder skerp. Jy raak dalk bietjie lui. Ek het al klaar miskien bietjie bias of 'n vooroordeel van wat ek behoort voor te half te mik. So ek doen dit glad nie. Ons sal altyd ons pasiënte wat brille het, se brilvoorskrif aflees nadat ek hom getoets het. En natuurlik wat ons wel doen, ons kyk na sy visie, wat ons noem aided en unaided visie. Wat is sy visie net normaalweg? Sonder 'n bril, jy het met sy ou bril partykeer in die begin, maar oor die algemeen, ek haal die pasiënt se bril van sy kop af, ek sit hom op my tafel neer en ek toets heel eerste sonder sy ou bril se voorskrif in my kop. En dit is my belangrike aspek. Ons volgende toets wat ons dan hierso sê is eksterne ondersoek. So, partykeer gebruik ons mikroskoop, ons slitlamp, en 'n ander keer gebruik ek sommer net 'n liggie en 'n bietjie kyk na die pasiënt se ooglid en sy korneas, wat gaan aan daarso, is daar miskien enige droë oë, traan die oë, hoe knip die ou se oë, so ons kyk bietjie na wat gaan aan, net so half buitekant, en as ek voel daar's iets wat nou moet meer in detail gekyk word, dan gaan ek daai oogondersoek ook later doen met die mikroskoop, want ek wil nou nie die ouens half heeltemal verblind nie, né? En so ek sê, dis baie moeilik om 4 jaar se studies en 40 jaar se ondervinding in 'n halfuur video te maak, maar dit is ons normale roetine in die praktyk. Die volgende toets wat ons doen is, ons kyk na die ou se pupille en sy oogreflekse en sy oogspiere. Kan die oogspiere in al die primêre rigtings werk? Hoe lyk die pupille? Is die pupille dieselfde? Is die pupilgroottes verskillend? Daar's baie toetse wat jy kan doen rondom dit, maar dit is waarmee ons begin. Ons kyk net na die pasiënt se gesig, kyk na sy gelaatstrekke, kyk hoe knip hy, hoe lyk die ooglede, is hulle gesond? Is die een oog dalk bietjie groter, is hy vorentoe nie in die oogkas, partykeer kan dit 'n skildklierprobleem aandui, so ons kyk na al die tipe dinge, ons sit en kyk, ons maak 'n punt daarvan om ordentlik te kyk. My aandag is op my pasiënt se gesig, en so ek sê, as ek iets sien nie wat nie vir my lekker lyk nie, dan gaan ek my mikroskoop 'n bietjie later inspann en in meer detail bietjie daarna kyk. En dan ons volgende toets wat ons dan doen is ook konvergensie, en weer eens baie keer los ek dit vir later, want as ek nou eers begin konvergensie toetse doen, dan wikkel ek daai pasiënt se oogspiere. En daar's 'n spesifieke toets op my YouTube kanaal wat ek DAC neus noem, waar ons kyk na die konvergensie. Maar ons belangrikste toets wat ons nou so half doen is, ons begin ons moet 'n objektiewe toets. Ons sit ons pasiënt agter die veropter, so almal ken dit, dis so 'n masjien met 'n klomp lense in, en dan skyn ek dan 'n pasiënt, ek skyn 'n liggie in 'n pasiënt se oog. Nou ek skyn 'n lig in 'n pasiënt se oog, en hierdie liggie, né, jy kan sien daar's 'n liggie, né. Ek kan hom draai, ek kan hom beweeg, ek kan hom op en af vat, en as jy goeie oë het en daar's niks fout met jou oog nie, dan is jou oog soos 'n lewendige spieël, en hierdie liggie, hierdie retinoskopie liggie, wat jy kan sien daarso half, hy is 'n reguit lyn, en ek kan hom draai. Ons noem dit statiese retinoskopie. Hierdie is seker een van die lekkerste toetse wat ons kan doen in die mediese bedryf, wat heeltemal objektief is. Ek het geen response nodig vir my pasiënte nie. Ek skyn eenvoudig 'n liggie in sy oë, en ek kan daai lig weerkaatsing kan ek dan interpreteer. Ek kan die pasiënt se voorskrif bepaal, ek kan sien of die pasiënt versiende is, bysiende is, of hy astigmatisme het. Ek kan kyk na die duidelikheid van die weerkaatsing. Het die pasiënt dalk miskien katarakte, is daar miskien flouters, is daar donker kolle in die oog? Want onthou nou, so ek sê, as jy voor 'n spieël staan, dan verwag jy mos nou, as daai spieël skoon is en hy's pragtig mooi gepoleer, jy verwag om 'n weerkaatsing van jouself te sien. Nou, dis wat ek verwag met hierdie liggie. Nou, net vir interessantheid,
toe ek in Engeland gewerk het, ek het daar vir die NHS gewerk, domiciliary care gedoen. Hierdie is die enigste manier hoe jy pasiënte se oë kan toets wat byvoorbeeld Alzheimer's of dementia het. Ja, so ek was so 1 of 2 keer omtrent my oor geklap, want ek het nie geweet dat daai mense hou glad nie van as jy skielik ligte afsit nie. Maar so leer 'n mens met tyd, maar hierdie is die enigste manier hoe jy daai tipe pasiënte kan sien, of natuurlik as jy pasiënte het wat verbaal gestrem is, wat nie met jou kan kommunikeer nie. So jy kan basies dan die lig in die pasiënt se oog skyn en jy kan sy voorskrif bepaal deur net hierdie liggie te doen. Nou dit is wat ons noem 'n objektiewe ondersoek en ons doen dit op elke liewe pasiënt. Want baie keer as dit kom met hierdie moeilike oë storieetjie, een van die grootste probleme is pasiënte wat nie 100% gekorrigeer is om hulle versiendheid te laat ontspan nie. So dis die een manier, of natuurlik bysiende pasiënte wat te sterk voorskrifte kry en dan heeltyd, hy kan ver kyk, maar as hy lank naby kyk, dan raak sy oë raak moeg, en hierdie liggie kan vir my verduidelik, en hy kan vir my sê presies, wat is die pasiënt se werklike voorskrif? Nou baie keer is daar 'n verskil tussen die objektiewe en natuurlik almal ken die wat is beter 1 of 2 storie, die subjektiewe ondersoek. Maar ons begin altyd met die objektiewe ondersoek. En vir baie pasiënte is dit eintlik so half amper 'n wonder, want hulle het nog nooit so iets ervaar nie. Dis vir my eintlik verstommend inteendeel. Ons het ons rekenaar oogtoetsmasjien baie jare gelede sommer uit die praktyk uit gegooi, want weer eens in my kop maak dit jou so 'n bietjie vooroordelend en lui. So ek gebruik retinoskopie as my standaard objektiewe ondersoek in my praktyk. Daarna dan doen ons nou 'n subjektiewe ondersoek, en so ek sê al ons pasiënte, veral in Suid-Afrika, hulle ken die ding wat jy teen jou kop sit so en jy koekeloer so deur hom en die oogkundige gaan vir jou vra wat is beter 1 of 2. Nou as dit kom by die subjektiewe ondersoek, ek vra altyd my pasiënte, kyk na 2 aspekte indien ek die lense verander. Kyk na die duidelikheid van dit wat jy sien, maar let ook op na die gemak. Daai lens wat ek vir jou wys, maak dit die beeld nie net duideliker nie, maar hoe voel dit vir jou? Voel dit ontspanne as jy na die lens kyk? Trek dit dalk jou oë? En ek sê altyd vir pasiënte, jy wil amper so half meer fokus op gemak. Al is dit dalk miskien 'n titseltjie dof, weet, fokus op gemak. Want gemak beteken dat jy miskien dalk nie te veel oogspanning gaan ervaar met jou nuwe voorskrif nie. Maar dit is nou waar ons begin. So as jy kyk weer eens na ons toetskaart, dan staan daar so retinoskopie en dan staan daar so nommer 7A. Nou dit is wat ons nou so half die toets noem. Dit is 'n toets om te bepaal wat is jou beste visie met die meeste plus voorskrif. En dan begin ons natuurlik nou alles integreer. En daai stapie los ons vir heel laaste, want as ons nou klaar jou voorskrif nou bepaal het objektief en subjektief in die praktyk, dan gaan lees ek nou eers jou ou bril af. En dan gaan kyk ek nou na wat is my objektiewe ondersoek en my subjektiewe ondersoek, wat is jou ou brilvoorskrif, en dan sit ek nou jou voorskrif in so ding. As ek moet 'n toetsrampie, 'n traalframe, ek bou vir jou 'n nuwe bril, want ek sê vir my pasiënte, ek kan baie dinge doen, maar ek kan nie deur jou oë kyk nie. So ek laat jou kyk deur die bril, en dan doen ons nou ook nou verdere toetse, binokulêre toetse, en dit is wat ons nou baie keer sien 'n gesukkel is. Die ouens sal nou een oog toets, hulle sal die ander oog toets, maar baie ouens lyk my vergeet om al 2 oë saam te toets. Nou, ek sê vir my pasiënte, dit is soos jy koop vir jou 'n mooi voertuig, en dan gaan sit jy nou vir jou so half waar by die tweedehandse winkel, jy weet, 'n paar rethreads op jou bande, en dan jy laat nie as jy goed nou wheel alignment of balance nie. Nou, jy weet self, met daai voertuig, al is dit nou 'n splinternuwe BMW of Mercedes, gaan baie lekker ry tot 60 of 80 km/h, maar as jy nou moet spoed vang, dan gaan daai ding rondop bly die bissies bewe. En dis dieselfde met jou oë. So jou oë moet gebalanseerd wees. Nou daar is sekere toetse wat ons ook doen op ons subjektiewe ondersoek ook.
om te kyk of ons jou oë kan balanseer, maar ek hou daarvan om dit te doen in die toetsraampie, want ek kan sien wat doen jou oë. Ek kan sien wat beweeg jou oë, want een van die toetse wat ons nou doen deur hierdie toetsraampie is wat hulle noem 'n cover test. Nou daai toetsie is 'n baie eenvoudige toetsie. Dit sê vir ons waar jou oë kyk. Nou in 'n normale persoon moet jou oë, al twee oë omtrent reguit kyk as jy ver kyk. Maar baie keer is dit nie die geval nie en mense begin dan veral op hulle ou dag koptilte goed doen om so half die twee oë te laat op dieselfde plek kyk. Want onthou, jou twee oë is lewendige kameras en soos ek vir mense sê is, jy moet besef dat as dit kom met binokulêre visie in, dit was seker, ek het nooit gedink toe ek nou 'n jonger oogkundige was, dit is wat ek sal opeindig om te doen nie, is binokulêre visie letterlik elke dag in my praktyk. Maar met binokulêre visie is iets wat nogal so half skerry is as 'n mens jonger is en jy dit nie elke dag doen nie. Vir my was dit nogal iets wat ek in geval het toe ek in Engeland was en ek moes maar leer wat sê hulle met trial and error, eenvoudig want dis wat ek gesien het daarso, want ek het baie bejaarde pasiënte gesien en al hierdie goed begin maar net eers gebeur met jou as jy ouer word. So ons kyk baie keer in detail na binokulêre visie, veral met ons ouer pasiënte, dis omtrent elke keer wat ek 'n pasiënt sien wat ons daarop toets, so nou en dan sal ons nou nie al die toetse doen op ons jonger pasiënte nie, maar met bejaarde bejaarde pasiënte doen ons daai toetse elke enkele keer. So ons gaan vir jou 'n brilletjie bou en dan gaan ons kyk nou hoe beweeg jou oë, hoe werk hulle saam, hoe's daai alignment van jou oë. En soos ek vir mense sê, is dat jy moet onthou dat jou wêreld basies is die heeltyd dubbel, behalwe die ding waarna jy kyk. En min mense besef dit. So die oomblik as jy begin dubbel sien, jou brein is baie goed om jou te beskerm en hy sal baie keer of na die oog afskakel of hy sal hom onderdruk. Baie mense kom nie eers agter dat hulle oë dryf nie of dat hulle nie kan konvergeer nie. En natuurlik as dit kom met ouer pasiënte, jy moet kan konvergeer om 'n multifokaal te gebruik. So ja, ons doen nou die binokulêre ondersoek en as ons nou dan klaar is met die binokulêre ondersoek, dan begin ons nou so half alles bymekaar bring. Die eksterne ondersoek, die interne ondersoek, hoe is jou ooggesondheid, want dit is net so belangrik. En ons kry alles bymekaar om nou finaal vir jou 'n voorskrif te bou wat vir jou funksionele visie gee en gemaklike visie. En ons sal vir jou so 'n brilletjie bou met jou finale voorskrif. So ons het nou al hierdie verskillende voorskrifte hier by ons. Ons het jou objektiewe ondersoek, ons het jou subjektiewe ondersoek, ons het jou ou voorskrif en dan vra ons vir jou, ons toets jou oë weer eens deur hierdie brilletjie en ons vra vir jou presies wat voel vir jou gemaklik, wat lyk vir jou duidelik. Ons wil jou in my toetskamer hier toets en hierdie toetskamer net vir interessantheid is 6 meter, want in teorie dit is wanneer eers jou oë ontspan is op 6 meter. Maar as ek 'n pasiënt hier toets en hy's byvoorbeeld 'n jagter en ek sit hom by my venster en ek kyk deur my venster, dan baie keer is daar 'n verskil in voorskrif tussen die toets wat ons hierso doen op 6 meter en as die ou hierso op 300-400 meter wil kyk. So ons bou die brilletjie en ons kyk na jou, hoe lyk jou visie binne die kantoor en ons kyk ook na hoe lyk jou visie buitekant. Want hierdie is maar eintlik net 'n klein boksie. Dit is nie 'n normale omgewing nie en dit is baie keer waar die probleme ook ontstaan as jy getoets word in 'n klein kamertjie, want jou brein weet hierdie is 'n klein kamertjie en daai oogspier, hy maak al klaar daarvoor voorsiening om te fokus. So jy weet, jou oogspier moet ontspan om die hele voorskrif te bepaal, want dit help nie dat jou oogspier heeltyd moet fokus op 3 meter nie, want dis nie die werklike lewe nie. En een van die toetse wat ons op die pasiënte doen, is ons sê sommer vir 'n man, as hulle inkom met oogspanning, jy doen jouself 'n guns, weet, hierso is so 'n klein ou leesbrilletjie, sit hom op, kan jy nog deur hom sien, as jy met jou bril, weet, hom opsit. Nou as jy nog met die leesbrilletjie kan sien, dan is jou ou bril al klaar te sterk. En ons vind dit nogal baie.
ons vind dat baie pasiënte se ou voorskrifte is eenvoudig te sterk vir hulle, want as hulle op 'n komputer getoets word in 'n klein kamertjie, dan het daai oog nooit kans om lekker te ontspan nie. Baie keer ongelukkig, soos ek sê, sal die oogkundiges ook nie retinoskopie doen nie. En jy weet, ons vind net dat dit is 'n algemene probleem wat mense het wat hulle ongediagnoseerde hiperopie het. So daai oogspier ontspan nooit nie. Hy ontspan glad nie. Vir verkyk kan hy dit miskien nog hanteer, maar as jou oogspier die hele dag moet werk vir naby, dan weet as jy huis toe gaan, dan voel dit baie keer asof jy so half jou oogballetjies wil uithaal en so in 'n koue koppie water sit en so. Nou, ons sê hierdie is ons basiese oogtoetsvorm, en van hier af kan ons natuurlik nou gaan verder toetse doen op jou binokulêre visie, op kontaklense, wat ook al, maar ek hou daarvan om die vorm te gebruik, want dit forceer my om al die basiese toetse te doen. En so ek sê, daar's regtig baie toetse wat ons kan doen om te bepaal wat is jou probleem en wat ons kan doen. Maar hierdie gee vir my leiding van wat ek nou moet doen met jou. En natuurlik die belangrikste, soos ek sê, is om nou al hierdie inligting te integreer en dan vir jou 'n nuwe voorskrif te bou. Nou, hierdie is eintlik die kuns, want as daar groot veranderinge is in jou voorskrif, dan kan mense nie net sommer 'n groot verandering maak nie. Party mense is nie aanpasbaar nie, ander mense is dalk miskien iets soos die diabetes wat onstabiel is. Daar's verskeie redes hoekom 'n mens se visie kan fluktueer. En al daai faktore, daai gevalle studie, gesondheid, jou medikasie, al die verskillende toetse wat ons doen, alles moet nou saamkom om nou so half vir jou 'n kunswerk te bou met 'n nuwe bril. En wat ek vir mense sê is, ek sê ook vir mense, jy weet, as oogkundige, is jy in die brilverkoop besigheid, of professie, of is jy in die sien professie? Nou, in my kop is ek in die sien professie. Baie keer, inteendeel meeste van my pasiënte, is die briloplossing net 'n gedeelte van jou totale behandelingsprogram. So jou bril is een gedeelte, maar jou bril gaan baie keer saam met droë oë, medikasie, oogoefeninge, en alles daai goed moet dan reg gedoen word om vir jou gemaklike en duidelike visie te gee. Ek sê vir mense dat, soos ek sê weer eens, aan die einde van die dag, ek kan net soveel doen met 'n bril. Maar as jy nie jou oogoefeninge doen nie, as jy nie kyk miskien na jou droë oë nie, en op 'n kop wil ek 'n video maak oor oogmiete, en natuurlik oogmiete is nogal 'n algemene ding as jy ouer word, né? Wie onlangs 'n geval gesien van 'n pasiënt wat 'n oogmiet infeksie het, of weet so half 'n investation. Maar al hierdie goed speel 'n bittere belangrike rol om gemaklik en duidelik te sien, veral op jou ou dag. Maar die belangrikste ding is, soek vir jou 'n oogkundige wat met jou gaan tyd spandeer en wat weet wat gaan aan. Want as jy moeilike oë het en jy het enige van daai simptome, daai okulêre simptome, visie simptome, weet posturele adaptasie simptome of funksionele simptome, weet ek sê vir my pasiënte dat op jou ou dag baie keer jou liggaam wil nie soveel meer werk nie. Jy's meer jy sit meer, jy's meer in die huis dalk, maar jou oë moet werk. Jou oë moet harder werk as baie keer ooit van tevore, want dis 'n genaaldwerk, dis dalk miskien 'n werk in die motorhuis, dis 'n selfoon, dis 'n lees, so jy verwag dat jou oë 18, 15, 17, 18 ure 'n dag werk, maar jou lyf kan nie meer nie. So ek sê vir mense, spandeer tyd om te kyk na jou oë, en veral met jare wat gaan kom, jy weet, so ek sê, ek was oornag basies blind vir amper 6 maande, en ek wil vir mense sê dat om jou visie te verloor is verskriklik, dit is baie erg. Dit het vir my soos 'n kind laat voel. Ek kon glad nie bestuur vir 'n paar maande nie, my kop het glad nie verstaan van hierdie enkel visie, wat ek toe nie kan binokulêre visie het nie, ek kon niks skat nie, en ek dink dit het my net weer meer
passievol gemaak om mense te help wat sukkel met hulle oë. Want regtig, as ek sê, jy wil nie sukkel met jou oë op jou ou dag nie. So soek vir jou 'n goeie oogkundige wat met jou gaan tyd spandeer, wat vir jou die basiese toetse gaan doen en maak seker dat jy ook aan die persoon dan verduidelik wat is jou verwagting? Want so ek sê, jy weet, as 'n pasiënt, jy weet, wat soek jy? Soek jy 'n bril of soek jy sien? Jy weet, wil jy sien of wil jy net 'n bril hê? En mense ongelukkig, hulle confuse die twee goed baie keer. Hulle dink dat 'n bril beteken sien en dis beslis nie die geval nie. Ek hoop dit het so half sin gemaak vir die meeste van die pasiënte en so ek sê, as jy moeilike oë het, gee gerus vir ons 'n likeie en dit is wat ons doen elke dag in ons praktyk. Ons probeer ons pasiënte help dat hulle kan gemaklik en duidelik sien.